Welkom terug by Finansiële Rekeningkunde FRK 321. Ons kyk na groepstate. Hierdie is die tweede van 2 lesings oor verandering in mate van beheer. Neem asseblief kennis dat hierdie opname onderhewig is aan kopiereg. Hou ook asseblief u uitdeelstukke gereed voor u. Indien u nie uitdeelde stukke het nie, gaan vind dit op ClickUp waarvandaan u dit kan druk. Verandering in mate van eienaarskap, lesing 2. Ons kyk na die aankoop van 'n verdere belang in 'n belegging wat of 'n geassosieerde of 'n filiaal kan word. Ons kyk na die aankoop van 'n verdere belang in 'n geassosieerde wat dan uiteindelik 'n filiaal kan word. En ons kyk na die aankoop van 'n bestaande filiaal waar ons 'n addisionele belang koop wat dan natuurlik 'n filiaal bly, soos wat ons in lesing 1 gesien het. Daar is ook die wyses van verkryging waarna u weer kan gaan kyk. Vandag se lesing. 'n Besigheidssamenvoeging wat uiteindelik lei tot beheer word soms in stadiums of stuksgewys behaal. Nou wanneer so iets gebeur, dan kyk ons met verkryging in stadiums sal hierdie verkryger sy vorige ekwiteitsbelang in die verkrygde, dis nou die filiaal, hermeet teen sy billike waarde op die verkrygingsdatum. En dan word hierdie wins of verlies indien enige in die staat van wins of verlies erken. Laat ons dit anders stel. Wanneer jy belang in 'n geassosieerde het en op verkrygingsdatum koop jy nou 'n groter belang in hierdie geassosieerde, dan moet jy die bestaande belang wat jy reeds het hermeet teen sy billike waarde op daardie nuwe verkrygingsdatum. Jy vergelyk dit dan met die draagbedrag van daardie belegging tot op daai stadium. Indien daar dan 'n wins of 'n verlies is, dan moet daardie wins of verlies in die staat van wins of verlies erken word. Klasvoorbeeld 2. M besit 'n 30% aandeel in 'n geassosieerde. Op 30 April 2002 koop hy 'n verdere 35% belang in hierdie geassosieerde, wat dit dan natuurlik nou 65 belang gee, wat dit 'n filiaal maak. Blaai nou asseblief na bladsy 15 van die uitdeelstukke, klasvoorbeeld 2, 'n stuksgewyse verkryging wat oor 2 finansiële jare plaasvind, waar 'n geassosieerde 'n filiaal word. Ek sal voorstel dat u op hierdie stadium die opname pause en dat u dan deur die voorbeeld werk om u self bekend te maak met die inligting in hierdie voorbeeld en dan kan ons na 'n rukkie weer aangaan. Ek sal solank net deur die vraag skrol vir die wat hom nie voor hulle het nie. Daarso het ons die proefbalanse soos gegee op 31 Desember 20.2. Dan kom ons by die addisionele inligting en dan het ons ook verdere addisionele inligting en daar begin die voorgestelde oplossing. Goed, ek aanvaar dat u nou klaar gepos het en dat u nou weer aangaan met hierdie lesing. Kom ons kyk eers net na daai uitleg. Polybeperk en sy filiale, dis wat die kolom se opskrif is. Dit beteken Polybeperk het ook ander filiale wat Susie uitsluit. So u moet asseblief nie hierdie ander filiale se inligting verwar met Susie Beperk nie. Soos u daar kan sien, is daar 'n nie beheerende belang wat verband hou met die ander filiale. Verder sê ons in die bykomende inligting dat die nie beheerende belang in ander filiale het onveranderd gebly deur die jaar, so dit behoort geen invloed op Susie Beperk vir hierdie voorbeeld te hê nie. Kom ons gaan verder. Die inligting wat ons daarso sien, Polybeperk het op 1 Januarie 20.1 9000 aandele in Susie Beperk verkry. Nou u kan daar gaan kyk op die proefbalans, daarso was reeds 30.000 aandele uitgereik in Susie, so 9000 aandele uit 30.000 gee vir my 'n 30% belang. U moet nou in terme van geassosieerdes dieselfde gaan doen as wat u geleer het gedurende hierdie jaar. Gaan ontleed die geassosieerde se belang met verkryging, gaan kyk wat se bykomende winste en reserves gemaak is sedert verkryging, totdat ons dan kom
op die datum van die huidige verkryging. So op 30 April 2002 het Poly Beperk 'n verdere 10.500 aandele, dit verteenwoordig 35%, in Suzy aangekoop vanaf nie beheerende aandeelhouers. 'n Baie belangrike punt in hierdie vraag is daardie ene. Die aandele van Suzy Beperk het op 30 April 20.2 teen R1.55 per aandeel in die mark verhandel. Met ander woorde, hier gee ons vir julle die markwaarde per aandeel op daardie stadium. Ons gaan later sien presies waar ons dit gaan gebruik en toepas. Nou het ons gelees het deur die inligting en u bekend is met die vraag, kom ons gaan na die ontleding. Die ontleding van die belegging in Suzy Beperk. Eerstens, met verkryging. Hierdie is verkry met die begin van Suzy, so daar was geen behoue verdienste nie. Ons het 9.000 aandele gekry wat die 30% verteenwoordig. En dan sedert verkryging was daar R7.000 se behoue verdienste, waarvan ons 30% die 2.100 verteenwoordig. Dit is tot en met die begin van die huidige jaar wat u die normale prosedure gaan toepas soos by geassosieerdes. Maar omdat hierdie 'n interim verkryging is, word die huidige jaar ook opgedeel in die tydperk tot en met die verkryging van die nuwe belang en dan natuurlik die tydperk sedert die nuwe belang. So, die wins wat ons daar het van 1 Januarie 20.2 tot 30 April 20.2 is 2.800. Hoe bereken ons dit? Hieronder. Die 11.667 wat jy kry in die proefbalans minus die 3.267 belasting vir 4 maande, 4 op 12. Dit gee vir ons die 2.800. En ons 30% in daai belang is dan 840. So nou kan jy sien as jy die normale prosedure toepas, dat die draagbedrag van Suzy Beperk, ons 30% belang in die Suzy Beperk, was 11.940 op 30 April 20.4. En dis die eerste belangrike punt wat ons sê ons moet bereken. Dan, kom ons gaan kyk gou. Ons gaan gou weer terug na die teorie, en daarso sien ons, nou verstaan ons wat ons moet doen. Met verkryging in stadiums sal die verkryger, dis Poly Beperk, sy vorige ekwiteitsbelang in die verkrygde Suzy hermeet teen sy billike waarde op die verkrygingsdatum, hierdie nuwe verkrygingsdatum. En dan moet ons die verskil wat ons dan bereken, na die wins en verlies toeneem. Nou soos jy nou net gesien het, gaan bepaal ons die billike waarde van die belegging in Suzy op 30 April 20.2. Ons gebruik die R1.55 soos wat ons gegee was in die vraag hierbo en ons doen dit op die bestaande belegging van 9.000 aandele. En dit is wat dan vir ons die 13.950 billike waarde gee. Nou die verskil tussen hierdie 13.950 en die draagbedrag van 11.940 gee dan nou noodwendig vir ons die gekonsolideerde billike waarde aanpassing. So nou het ons sommer twee goed bereken. Die billike waarde van die belegging en geassosieerde, sowel as die billike waarde aanpassing op daardie datum. Kom ons kyk na die joernaal wat hier uitvloei. Konsolidasiejoernale. Ons moet natuurlik nie aanvanklike joernaal vergeet waar ons die merk tot markreserve elimineer nie. En dan die joernaal om die geassosieerde te boek te stel. Eerstens, die behoue verdienste van 2100 tot en met begin van die huidige jaar. Dan die inkomste terwyl dit nog 'n geassosieerde was gedurende die huidige jaar, die 840, sowel as die billike waarde aansuiwering wat ons sopas bereken het van R2010. Hierdie drie bedrae saam word nou gedebiteer teen die belegging in Suzy Beperk, R4.950. Tel dit by die bestaande belegging of die oorspronklike R9.000 wat ons gekoop het, dan kom ons by die R13.950 billike waarde uit waarop dit huidiglik staan. Om nou ons konsolidasieprosedures toe te pas
met die verkryging van die nuwe filiaal, begin ons met die belang wat ons sopas bereken het. So ons kyk na die totaal van 30.000, ons stel daarby die 7.000 behou verdienste, ons stel daarby die 2.800 vir die huidige jaar, en dit gee dan vir ons 39.800 waarop Susie Beperk huidiglik staan. En dit is die beginpunt vir ons ontleding van die filiaal soos wat dit nou aangekoop is. Soos ons nou net uitgewys het, die 39.800 is ons beginpunt om die filiaal te ontleed. Ons stel daar, ons vergelyk dit nou met wat ons betaal vir hierdie belang. Wat betaal ons? Ons betaal eerstens die teenprestasie, dit is wat ons betaal vir die aankoop van die nuwe belang, die R16.000 vir die nuwe 35%. As ook die billike waarde van die belang in die geassosieerde wat ons sopas bereken het. So dis daai twee bedrae, 16.000 plus die 13.950, dit gee vir ons nuwe belegging in hierdie filiaal is 29.950. Die nie beheerende belang word pro rata in berekening gebring, so hulle staan op 13.930 en dit gee dan vir ons die groot totaal van 43.880. Daar het ons nou net sopas die klandisiewaarde bereken van die nuwe filiaal wat nou saamgestel is. Van hier af is dit net soos die Engelsman sê, going through the motions. Ons moet nou die laaste 8 maande in berekening bring, maar onthou nou, van hierdie tydperk af aan, is dit nou 'n filiaal. So, ons kry die 5.600, wat u kan gaan kry die berekeninge in die vraag, vir die 8 maande wat oorbly, en ons gaan deel dit toe, en u sal sien dat in die C-dit kolom sit ons die 65% van die 5.600, wat dan ons gedeelte van die wins vir die jaar is. Kom ons gaan kyk nou hoe hierdie goed geopenbaar gaan word in die verskillende state. Ons begin met die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste. Eerstens, in daardie staat van wins of verlies, as 'n lynitem op sy eie, die winsgedeelte van die geassosieerde, terwyl hy nog 'n geassosieerde was, R840. Ons gaan ook daardie billike waarde aanpassing, soos ons reeds telke male gesê het, inbring in die wins en verlies vir die huidige jaar, en dan gaan ons 100% van die filiaal se wins vir die jaar bytel. Nou let wel, dit is 100% van die tydperk vandat dit 'n filiaal geword het. Met ander woorde, vanaf 1 Mei 2002 tot 31 Desember 2012. En dan, net om af te rond, wanneer ons die staat van wins en verlies voltooi, dan gaan toon ons mos watter deel daarvan is toeskryfbaar aan die nie beheerende belang. En dis die 35% 19650 wat ons bereken het per die ontleding. Die volgende waarna ons gaan kyk is die staat van verandering in ekwiteit. Ons begin daar met die openingssaldo. Dit is die 65.000 wat vanaf die moeder Paulie Beperk kom, as ook die ons belang van 30% in die geassosieerde tot op daardie stadium, so dit is 30% van daai 7.000, 2.100. Onthou, hier het ons nou besig met 'n geassosieerde wat 'n filiaal word. So nou skep ons die nie beheerende belang op datum van verkryging van beheer, en daardie nie beheerende belang gaan kry ons natuurlik direk in die ontleding van Susie Beperk. En dan laastens, ook in die staat van verandering en ekwiteit, gaan die wins vir die jaar natuurlik ingebring word. Eerstens, die 3.640 wat die filiaal se gedeelte se wins is vir die jaar, die 840 terwyl dit geassosieerde was, die 2010 wat die billike waarde aanpassing is, en dan die moeder se gedeelte, Paulie se gedeelte, 20.500 minus 5.500, soos wat dit vir julle gegee is in die gevra. En daar het ons gekyk na die gekonsolideerde staat van verandering en ekwiteit. Kyk asseblief na die verskillende lynitems dat u kan sien hoe dit opgemaak is. Die staat van finansiële posisie, onthou, nou dat dit filiaal is, word alle bates, alle laste 100% in 'n berekening gebring.
en slegs intermaatskappy-items word geëlimineer. Terselfdertyd moet daar ook dan 'n lynitem geskep word vir die nie beheerende belang. Kom ons kyk na die konsolidasiejoernaal met verkryging. Eerstens, die aandelekapitaal moet geëlimineer word, die behoue verdienste tot en met begin van die huidige jaar moet geëlimineer word, maar ook die inkomste terwyl dit geassosieerde was vir die eerste 4 maande. Onthou, toe was dit nog nie 'n filiaal nie, daarom moet ons daai gedeelte ook elimineer. U kan die behoue verdienste en die inkomste van die geassosieerde in hierdie joernaal saamvoeg, dit maak nie saak nie. Dan het ons die nie beheerende belang wat nou sopas geskep is, soos ons reeds uitgewys het. Ons het die bestaande belegging in Susie beperk teen sy billike waarde, wat natuurlik nou geëlimineer moet word. En dan het ons die nuwe belegging in Susie beperk teen die kosprys, wat ook geëlimineer moet word. En die netto-effek van hierdie joernaal is dan nou die klandisiewaarde van 4080 wat geskep is met die skepping van die filiaal. Nou ingesluit in die huidige jaar se wins is natuurlik die nie beheerende belang, en dit is die joernaal waarmee ons daai nie beheerende belang uit wins uithaal en vat na hulle rekening in die staat van verandering in ekwiteit. En om mee klaar te maak, kyk ons na die gekonsolideerde staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste, na die lynitems. Die bruto wins vir die jaar om mee te begin, die 20.500 vanaf P beperk, en dan die gedeelte vanaf Susie beperk, wat net geld vir die laaste 8 maande, so dis die R7.778 is van toepassing op die laaste 8 maande vir die jaar. Voor dit was dit geassosieerde. Die tweede lyn, ander inkomste. Dit kan ook 'n lynitem op sy eie wees, maar dit is daardie billike waarde aanpassing wat ons nou bereken het, wat 'n belangrike item is van hierdie staat van wins of verlies. Dan kyk na die bewoording. Winsdeel van geassosieerde tot datum waarop die geassosieerde filiaal geword het. 840. Soos die bewoording sê, in daai eerste 4 maande terwyl dit nog geassosieerde was, bring ons slegs ons 30% in. En dan natuurlik die belastinguitgawe, weer eens, die moedermaatskappysin, sowel as die 3276 maal 8 op 12, let wel, van die belasting wat ons dan toedeel. So in hierdie geval bring ons net daardie gedeelte van Susie beperk in, wat van toepassing is op die laaste 8 maande van die jaar. En daar aan die einde maak ons die toedeling tussen eienaars van die moeder en die nie beheerende belang. Baie dankie en voorspoed vir die eksamen.